Vriende, goeiemôre. Dis Woensdag die 17de November, Koffiekuier 601 en so 'n paar laaste gedagtes oor Jona. As ons na die laaste paar verse van Jona 4 kyk, dan sien ons dat God met Jona praat en sê, het jy rede om kwaad te word? Ons het gister daaroor gesels. En dan sê God vir Jona, wat van die 120.000 mense in Ninive en ook nog die diere wat daar is. So die Here doen 'n beroep op Jona eintlik. Hy praat met Jona se hart. Hy wys vir Jona dat daar 120.000 mense en diere is wat afhanklik is van sy genade eintlik. En nou moet ons onthou, vriende, God het te midde van die ironie en die humor van die groot vis, van die storm op die see, hierdie klein struikietjie, het hy weer en weer probeer eintlik om die spreekwoordelike wêrelde te versit, sodat Jona kon insien wie God is en wat vir hom belangrik is. En 'n mens sou eintlik hoop dat hierdie profeet van die Here tot insig sou kom en sy eie prentjie van wie God is, van wie hy gedink het God behoort te wees, dat hy dit sou verander. Maar tog gebeur dit nie. En op 'n manier, as ons die verhaal lees, dan bly God se vraag aan Jona aan die lig hang. Want die verhaal eindig sonder dat Jona antwoord of dat daar enigiets verder gesê word. En eintlik word hierdie vraag wat God aan Jona rig, 'n vraag wat ek en jy vandag in hierdie verhaal moet hoor. En dis die vraag, vriende. Kies jy Jona se absurditeit om oor ander te oordeel, of kies jy God se absurditeit, as mense dit so kan sê, om vir ander te kies? En voordat jy nou vinnig jou mind opmaak en iets daaroor sê, wil ek jy moet regtig net vir 'n oomblik daaroor nadink. Want Jona se verhaal is my en jou verhaal. Ek en my broer gesels nou die dag so 'n bietjie op WhatsApp daaroor en hy sê, hy herken so baie van homself in Jona. En ek dink dis die punt van die verhaal, dat ons onsself eintlik in hierdie verhaal moet inlees en sê, maar hoe verskil ek, hoeveel ooreenkomste is daar tussen my en Jona, en dat ons vra, maar wat is die boodskap wat die Here vir ons wil gee? Want dis mos uiteindelik ook wat Jesus doen, hè? Hy kies die keuse om vir ander te sterf. Hy kies die absurditeit van God om besorg te wees oor mense wat menslik gesproke dit dalk nie verdien nie. Anders as Jona wat sê nee, die Ninivite verdien nie God se genade en daarom moet hulle dit kry nie. Kies Jesus ook en sê nee, ek gee myself ter wille van ander. Ek gee myself om te sterf vir ander. En kan ek daai ander definieer, vriende, ook vir jou en vir my, het die Here Jesus dit gedoen. En ek dink daar's dan 3 belangrike sake wat ons uit die boek Jona kan leer. Nou, daar sal seker meer wees, maar kom ons haal net hierdie 3 uit. Die eerste is, God werk met mense op grond van sy genade, nie op grond van hulle verdienste nie. God is onveranderlik in sy liefde, maar veranderlik in sy oordeel. Is dit nie so mooi gesê nie? Onveranderlik in sy liefde. God se liefde vir my en jou gaan nooit verander nie, maar hy is veranderlik in sy oordeel. Want wanneer ons tot inkeer kom, wanneer ons tot berou kom en onsself ook aan hom toewy, dan is hy bereid om te vergewe. En daarom, omdat dit God se ingesteldheid met my en jou as sy kinders is, mag ek en jy nie met ander mense op 'n ander manier werk nie. Ek en jy moet ook, soos die Here, onveranderlik in ons liefde wees vir ander mense en veranderlik in ons oordeel wees. En vriende, ja, ek weet, dis nie altyd maklik nie. 'n Mens is gou om ander te oordeel en te beoordeel, selfs al doen jy nie 'n veroordeling nie, op grond van jou eie persepsie, jou eie persoonlikhede. Ook ons as dominees sukkel daarmee, ek is baie eerlik daaroor. Dat ons sien hoe mense dinge doen, wat anders is wat ons het doen, wat anders doen as wat ons dink dit gedoen behoort te word. En ons is baie keer vinnig om 'n oordeel daaroor te vel. Maar soos wat die Here telkens by die geringste teken van berou bereid was om te vergewe en ander in te sluit, so moet ek en jy as gelowiges dit ook kan regkry. En nou kan mens baie teoreties daaroor praat. Ek wil hê jy moet vanmôre baie prakties daaroor dink. Wie's mense wat jou al te nagekom het in die lewe? Wat jou persoonlik skade aangedoen het, jou seer gemaak het? Of meer op 'n kollektiewe vlak dalk. Wie's hulle wat ons land opvoeter? Mense wat geen respek het vir geregtigheid nie. Dan is die eis van Jona, die verhaal van Jona op my en jou as gelowiges om te sê, ons moet bereid wees om te vergewe. Ons moet, as ons dan fouteer, eerder na die kant van die liefde te fouteer, as na die kant van iemand veroordeel. Die tweede ding, dink ek, wat belangrik is uit Jona se verhaal, is dat ons ook moet weet, God haat onreg. Maak nie saak watter vorm dit voorkom nie. Of dit nou die onreg van die Ninivite is, wat met geweld die aarde wil onderwerp en ander volkere wil onderdruk,
En of dit die onreg is van die Jode, wat soos Jona dan nou God se genade net vir hulle self wil toeëien, onreg is nie vir God aanvaarbaar nie. As ons die geskiedenis weer 'n bietjie verder gaan lees, en ek het nou die dag gesê, die stad Ninive is in 612 voor Christus vernietig. Want hierdie inkeer van die Niniviete lyk dit vir ons 'n baie kortstondige bekering. 'n Tyd waarin hulle tot God gewend het en eintlik maar weer aangegaan het met hulle eie lewens. Maar op die ou end moet ons onthou dat God nie onreg duld nie. En dit moet ons ook die vraag laat vra is, ons wat, kan ek maar tussen aanhalingstekens sê, kerkmense is, met hoeveel onreg leef ons nie baie keer in ons harte nie. Ons verbloem dit mooi, ons sê dit in mooi woorde, maar ons het baie keer ook maar 'n stuk onreg in ons wat ons troetel. En Jonas se verhaal sê ook vir ons, dit is nie by God aan nie. Dan die derde ding wat ek dink ons moet onthou is, soos Jona, is ons baie keer geneig om ook maar ons eie waardes wat ons as gelowiges behoort het, wat ons van God af kry, en in ons eie gemeenskap lewe as Christene, wat ons het, dat ons het baie keer versaak terwille van watter redes dan ook al. Persoonlike gewin, baie keer is ons sê ons net, dit is baie onprakties, dit is te veel moeite, dit is vir ons moeilik om in die wêreld waarin ons leef, regtig met 'n stuk Christelike waardes te leef. En dan sê Jonas se verhaal vir ons, dis eintlik ook ononderhandelbaar. Ek en jy moet hierdie wêreld met al sy deurmekaar, moet ons oorrompel met God se liefde en God se deernis. God se waardes, die koninkrykswaardes. Dit wat Jesus Christus vir ons in sy lewe voorgeleef het, moet altyd deel wees van my en jou lewe. Al kos dit ons ook wat. Bonhoeffer het ons daar die pragtige boek geskryf, The Cost of Discipleship. En ons moet weet, as ons in die voetspore van die Here Jesus wil leef, dan gaan dit van ons vra om ook opofferings te maak in hierdie lewe. Vriende, dalk so laaste opmerkings om oor die boek Jona. In hierdie kort boek, 4 hoofstukke, wat ons letterlik in 'n halfuur sou kon deurlees as ons wou, is daar, behalwe al die ander drama en al die intrige en al die lesse wat ons daaruit kan leer, is daar 9 gesprekke met of gebede, as jy dit dan so wil stel, met God. En ek dink ons kan 2 belangrike goed daaruit leer. Eerstens, God is te gewillig om te antwoord op die noodkrete van mense. Dink maar aan die matrose daar op die stormsee. Die oomblik toe hulle tot die Here roep, was hy bereid om te luister, het hy die storm laat bedaar. Jona, die profeet, toe hy in die maag van hierdie groot vis was, wat so 'n vis het ook al is, toe hy tot God roep, toe kom God tot sy redding. En die mense en die koning van Ninive, toe hulle tot die Here hulle bekeer, al was hy dan ook kortsondig, was God bereid om te luister. En as God dan gewillig is om te luister, dan moet ek en jy weet, dis ook belangrik dat ek en jy in gehoorsaamheid na hom sal luister. Dat ons dan sal doen wat hy van ons vra. Dat ons sal leef soos wat hy van ons ook verwag om te leef. En dan vriende, wil ek sê, die Gees van God, die Heilige Gees is met my en jou op pad. Ons verstaan nie altyd waarheen nie, ons verstaan nie altyd hoe die pad loop nie, maar hy is besig met my en jou om in die normale gang van die lewe, daai sleerding van opstaan op 'n maandagooggend te werk toe gaan na huis toe kom en daai normale goed, is die Gees van God besig om ons saam te vat op God se missie in hierdie wêreld. En ja, ons is nie altyd seker presies hoe dit werk nie, maar ek dink as ek en jy, soos uit die Jona verhaal het, net kan leer om te sê, ons moet fyn luister na die woord. Fyn luister na die Gees en ingestel wees daarop om te vra, Here, waarheen is U met my op pad? Waar wil U my gebruik? Dan dink ek gaan ons dalk op verrassende plekke eindig om te sien hoe die Here met ons 'n bepaalde pad loop, juis om ons te gebruik as instrumente in sy koninkryk. As ek en jy net uit hierdie Jona verhaal het kan leer om fyn te luister, dan dink ek het ons genoeg geleer al in hierdie proses. Mag Jona vir jou en vir my altyd help om in 'n nou diep afhanklikheid voor die Here te leef, te soek na God se perspektief op 'n situasie, eerder as ons eie, en dan te sê, Here, ek gaan nie weghardloop via Job met Tarsus toe nie, stuur my na die spreekwoordelike Ninive ook in my lewe toe. Vriende, dankie dat jy saam gereis het deur Jona die afgelope 2 weke, bietjie meer as 2 weke. Mag ek en jy regtig uit die verhaal van hierdie profeet met sy uitsonderlike idees en sy eie arrogansie en sy eie skaamkwaad, soos ek eergister ook gesê het, mag ek en jy leer daaruit om regtig in 'n diep afhanklikheid van die Here te leef en bereid te wees om gestuur te word
daar waar hy ons wil gebruik. Kom ons sit so vanoggend en dan bid ons weer saam. Vader, baie dankie dat ons ook vanmôre kan stil word en dat ons eintlik ons saam reis deur die boek Jona kan afsluit met hierdie gedagtes om te weet, U vra van ons om met U deernis en U liefde te leef in hierdie lewe. Om gehoorsaam te wees aan die opdragte, die roeping wat U vir ons gee, en op die ou end dan om fyn te luister na wat U deur die Gees vir ons sê, oor waar en met wie U ook wil hê ons moet 'n bepaalde pad loop. Here, ons is baie keer so geneig om ingestel te wees op onsself, ons eie idees van die lewe, en daarom is ons gebed ook dat U regtig vir ons deur die Gees sal begelei en sal inspireer om fyn na U te luister en te doen wat U van ons vra. Dankie Here Jesus dat ons weet dat U dit vir ons moontlik maak ook en dat U vir ons deur die Gees wil begelei, dat U graag met ons in gesprek wil tree, dat U graag saam met ons wil leef. Verheerlik U self ook deur ons lewens en doen dit tot opbou van U koninkryk. Vader, ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ek is redelik seker daarvan dat ons môreoggend sal begin om die boek Haggai te lees. Nou, ek onthou nog, ek het jare gelede 'n preek van Richard van Wyk, wat nou by Moederkerk in Stellenbosch is geluister, waar Richard gesê het, hy is baie bly sy naam is nie Haggai nie. Ja, ons gaan oor Haggai se naam noodwendig baie praat nie, maar kom ons lees vanmôre 'n bietjie die boek Haggai deur, ook een van die kleiner profete, sogenaamde kleiner profete, en dan ontdek ons ook daarin, wat is die Here se boodskap, wat hy vir ons deur daardie bepaalde boek wil gee. Maar dis dan nou môre. Vandag, geniet jou koffie, geniet jou Woensdag, en mooi loop, ons sien mekaar dan môreoggend weer.